Middag sê almal, Hendrik Fourie vir the 15 Rugby podcast hierso en ek maak hierdie video het ek sopas in Engels gemaak, maar ek wil hom graag maak in Afrikaans sodat ek myself goed kan uitdruk ook. Dit gaan oor die Springbok groep wat Rassie gekies het vir die opkomende toets teen Argentinië en dan natuurlik die vier toetse teen die All Blacks en waarna ons natuurlik almal uitsien want dit lyk asof die All Blacks in goeie vorm is, die Springbokke is in goeie vorm en daar's niks beter in wêreldrugby as 'n toetsreeks tussen die Springbokke en die All Blacks as albei in goeie vorm is nie, so ek sien verskriklik uit daarna. Nou ja, daar is 'n hele paar hoe sal 'n mens sê, vraagtekens oor hierdie 43 man groep wat gekies is. En ek gaan deur die groep hardloop en ons kan vinnig daaroor gesels en laat ek dit in my taal kan doen, laat ek myself ordentlik kan uitdruk soos ek wil. Goed, so daar's uit die staanspoor is daar 10 spelers wat beseer was, wat terug is in die groep. Hulle was het sy korttermyn of midterm, soos hulle sal sê, beserings gehad. Daai spelers is Eben Etzebeth, laat ek net vinnig sê oor Eben, daar's baie onsekerheid en 'n bietjie geheimenis oor wat sy besering nou eintlik is. So ek hoop sy dinge is uitgesorteer en dat hy wedstryd fiks is. Lood die Jager, Franco Mostert, 2 eisters van die game. Dan Siya Kolisi wat in my opinie nie in die groep hoort nie op grond van sy vorm vir die afgelope jaar. Siya het omtrent net 7 wedstryde gespeel vir die Sharks voordat hy beseer was en die kere wat hy gespeel het, was hy nie oortuigend gewees nie. Ek wil daarby nie sê dat Siya 'n slegte speler is nie, ek dink hy beteken ongelooflik baie vir Rassie, veral op 'n emosionele vlak en as op 'n leierskapsvlak. Weet ek dat hy ook vir die Springbok span natuurlik baie beteken. Op grond van vorm egter die afgelope jaar verdien hy nie om daar te wees nie. Die nommer 6 flankposisie is in my opinie net vir een man bedoel op hierdie stadium en dis Paul de Villiers. Dan Sasha Feinberg en Gomezulu is terug, ek is baie bly, hy is vir 100%. Hanrey Pollard is terug na, ek dink 'n tipe van 'n kuit besering, so dit was nie te ernstig nie. Ethan Hooker, waaroor ek baie bly is, Kainan Moody is terug, Andre Esterhuizen, waaroor die hele Suid-Afrika bly is natuurlik, Morne van der Berg en uit 'n leeu oogpunt natuurlik baie bly dat hy terug is in die span en vir sy eie onthaalwe. Dan natuurlik die groot kontroversie oor die groep wat gekies is. Daar's 5 spelers wat nie gekies is nie en ek gaan vinnig deur hulle hardloop. Nommer 1, Ntuthuko Mchunu, die stit van die WP wat huis toe gestuur is. Ek het nie 'n probleem daarmee nie. Ek dink hy's 'n fantastiese speler en ek glo dat Ntuthuko 'n ongelooflike toekoms het in rugby en veral met Springbok rugby ook. Ek dink hy's een van die uitstaande spelers vorentoe en hy gaan wees. So ek dink sy tyd sal kom as stit. Ons het in elk geval 'n klein huis vol stitte op die oomblik. Dan Evan Roos. Evan Roos is huis toe gestuur in my opinie en ek dink in meeste Suid-Afrikaanse rugby liefhebbers so opinie, is Evan Roos met 'n kort kop dalk nie ons nommer 1 agste man nie. Ek sal sê Jasper Wiese, baie mense sal sê Jasper Wiese is ons nommer 1 en dis reg, maar na hom is daar nie iemand anders wat jy kan sê is 'n beter agste man as Evan Roos op die oomblik nie. Hy was ook natuurlik die top 3 drukker in die VRK hierdie jaar gewees. En hy het gemiddeld 12 duikslae per wedstryd gemaak teenoor iemand soos Siya Kolisi wat 4 duikslae per wedstryd gemiddeld gemaak het. So ek dink miskien moet daar beter verduideliking kom. Ek het 'n ding gelees waar Dwayne Vermeulen verduidelik het dat Evan Roos sy individuele spelpatroon pas nie in by die Springbokke se wedstrydplan op hierdie stadium nie. Nou ek glo nie daaraan dat jy iemand moet uitlos op grond van so iets nie. Ek dink jy behou 'n goeie speler en jy werk met hom binne in die groep. Hy is goed genoeg om te bewys dat hy die Springbok trui oor sy kop moet trek en dan ek dink 'n mens kan met hom werk binne in die groep om dinge vir die spelpatroon van die Springbokke te verander, maar om te vereis dat hy as individu sy spelpatroon moet verander,
Ek is nie so seker daarvan nie. Nietemin die ander speler is Andre Hugo Venter, wat in my opinie een van die top hakkers was uit 'n Suid-Afrikaanse oogpunt. Inteendeel vir my was hy die Suid-Afrikaanse haker gewees in die VRK hierdie jaar, so ek is baie hartseer om te sien dat hy nie in die groep is nie. En natuurlik dan die groot kontroversie, Embrose Papier, wat deur die hele VRK fantastiese rugby gelewer het. Hy was die Suid-Afrikaanse VRK speler van die jaar gewees. Die bietjie kans wat hy geleentheid gekry het vir die Springbokke, was hy goed. Ek kan nie verstaan dat hy nie in die Springbok groep is op hierdie stadium nie, maar ons sal nou 'n bietjie verder gesels daaroor. En dan natuurlik Jaco Williams. Jaco Williams is 'n fantastiese vleuel by die Sharks, en ek dink dieselfde geld met hom as vir Mtutuko Mchunu, daar is net te veel goeie vleuels op hierdie stadium en ouens met ervaring. Jaco Williams sal sonder twyfel sy kans kry om die groen en goud gereeld oor sy kop te trek, as ek dit baseer op verlede naweek se wedstryd teen Wallis veral. Maar nou goed, hulle sê, die artikel van SA Rugby, laat ons verstaan dat die agterdeur steeds oop is vir hierdie spelers, dat hulle dalk, as hulle self bewys by hulle unies, en as daar beserings is natuurlik, hulle self kan terugspeel in die groep in, maar op hierdie stadium is hulle nie deel van die groep nie. Goed, ons hardloop vinnig deur die groep wat wel gekies is, die Stutte, Thomas de Toey, Wilco Louw, Oxenche, wêreldklas, al drie, mens wens partykeer, jy kan hulle al drie op dieselfde tyd opsit, jy kan nie. Zach Pothen, wat baie goed is, tipe van 'n nuwe styl, stit, waarmee Rassie werk, ook duidelik een van Rassie se gunstelinge. Carlo Sadi, Gerard Steenekamp en Boan Venter, ons het 'n klein huis vol goeie stitte op hierdie stadium, so baie bly vir hulle almal. Amptelik het ons twee hakkers, Johan Grobbelaar en Malcolm Marx. Ons sal nou kom by die veelsidige voorspelers, want daar's nog een of twee daarso. Wat die slotte betref, Lote Jager, Eben Etzebeth en Roan Orkee is die amptelike slotte, maar weer eens, by die veelsidige voorspelers is daar nog een of twee, en ek dink die uitstaan speler vir my op die stadium daarso is Roan Orkee. Ek dink mens kan verwag dat hy die nommer 5 try oor sy kop gaan trek, kom die toetse. Losvoorspelers, Paul de Villiers, in my opinie, ons eerste en enigste nommer 6 wat gekies moet word in 'n beginspan. Ons het vir Ben Jason Dixon, wat homself goed bewys het, die kere wat hy geleentheid gekry het. Cameron Hanekom, Siya Kolisi, wat ek voorheen oor iets gesê het, so ek sal nou nie uitbrei daaroor nie. Hy beteken baie vir die span, hy beteken baie vir Suid-Afrika, in terme van sy leierskap en die emosie wat hy bring. Dan het ons vir Elrich Louw en Jasper Wiese natuurlik, almal klipharde spelers. Ons veelsidige voorspelers, Pieter Stef de Toey, en ons almal weet, hy gaan die nommer 7 try oor sy kop trek. Franco Mostert, wat 'n fantastiese werk esel vir Suid-Afrikaanse rugby. Vincent Chituka, wat homself hierdie jaar in die span gespeel het en wel gedaan vir hom. Dan het ons Marco van Staden, wat natuurlik 6 flank kan speel, en hy kan ook as haker gaan sak as dit moet. Jan Hendrik Wessels selfde, hy kan vooruit doen of haker, en dan Kobus Wiese, wat in my opinie so goed gespeel het. Ek sal nie verbaas wees as hy saam met Roan Orkee in die slotposisies gaan sak nie. Ek sal dit graag wil sien. Dan as ons kyk na die 9's gaga, en hierso is die groot kontroversie, Herschel Jantjies wat gekies is bo Embrose Papier. Ek hoop dat iemand van die Suid-Afrikaanse afrigtingskorps aan ons dit kan verduidelik. Ek kan niks verder oor dit sê nie, niks teen Herschel Jantjies as mens nie, maar Embrose Papier hoort 100% daar, waarskynlik ons top skramskakel op hierdie stadium. Kobus Reinagh en Grant Williams, tussen hulle twee gaan hulle waarskynlik meeste van die toetse begin. Baie bly om te sien Morney van der Berg is terug, en dat hy sy beseringssituasies uitgesorteer is, ook natuurlik iemand vir die toekoms.
Wat die nommer 10 betref, Manie Libbok, dink ek is die beginspan nommer 10 op hierdie stadium, met Sasha van Berg en Ngomezulu, wat natuurlik, as hy op sy beste is hy die beste, nie net in Suid-Afrika nie, maar in wêreld rugby. So ek hoop dat hy 100% gesond is. Vusi Moyo, natuurlik iemand vir die toekoms, en ek dink hy is daar om gereed gemaak te kry vir die volgende paar jaar. Hy het 'n fantastiese wedstryd gehad, in my opinie, teen Wallis verlede naweek. Dan Andrei Pollard wat goed gespeel het vir die Springbokke, die een keer wat hy geleentheid gekry het, maar 'n ondergemiddelde seisoen in die VRK vir die Blou Bulle gewees. Op grond daarvan bevraagteken ek of hy in die groep moet wees. Wat die centers betref, ons het 3. Damien de Allende, Andre Esterhuizen en Jesse Kriel. Die 3 is daar, en met hulle is ek tevrede, en kan ons wêrelde versit, of berge versit met daai 3 ouens. Die vleuels en veelsidige agterspelers, Kurtley Arendse, Apelele Fasse, Ethan Hooker, waaroor ek baie bly is, hy's terug. Keonon, oor die maan gelukkig dat daai man in die Springbok groep is, en ek hoop dat hy gaan speelkans kry, veral teen die All Blacks. Cheslin Kolbe, Kainan Moody, en ek sit hom saam, ek span hom saam met iemand soos Andrei Pollard, wat in my opinie 'n ondergemiddelde VRK gehad het, selfs met die Springbokke, anders as Andrei Pollard, het Kainan Moody nie oortuig nie. Edwil van der Merwe, Damian Willemse, Springbokke deur en deur. Ek sien uit na 'n fantastiese wedstryd teen die Argentyne eerstens, en dan 'n 4-wedstryd toetsreeks teen die All Blacks, met hierdie groep, soos ek sê, eintlik 2 kontroversies, maar nou ja, daarin kan ons as Springbok ondersteuners niks doen nie. Ek hoop egter dat hulle op een of ander manier, somewhere along the line, 'n kans gaan kry. Ek is Hendrik Fourie, en hierdie is the 15 Rugby Podcast.